Welkom by die week se ANT weervooruitskatting saam met Johan van der Berg. Die eerste 10 dae van Julie kan geweldig koud wees met reën oor die Wes-Kaap moontlik, terwyl toestande in die FSA baie goed lyk vir hulle mielie en sojaoeste. Als in hierdie week se episode moontlik gemaak deur Standard Bank en kom die graanbemarking. So maak seker jy mis nie 'n minuut nie. Ja, goeiedag. Hierdie afgelope tyd het dit redelik begin reën oor die die Wes-Kaap gedeelte, die winterreënvalgebied, en ook die Weskus. As ons kyk wat het in Mei maand gebeur, die reënval is uitgedruk as 'n persentasie van die normaal, so 100% is die normaal. Kan ons duidelik sien dat veral die Weskus tot die kus van Namibië, die suidwestelike kusgedeeltes van Namibië en die Weskus van Suid-Afrika en dan natuurlik ook hier rondom Kaapstad of die Kaapse metropool tot omtrent dele van die Ruins het bogemiddelde reën vir Mei maand gehad. 'n Redelike goeie begin. Net oos van hierdie, die bruin gedeeltes, sny dit baie skerp af en het daar min reën voorgekom oor die Suid-Kaap en verder ooswaarts. Die afgelope week, of hier van 22 tot 28 Junie, sien ons het daar weer 'n klompie reën begin voorkom. Eerste deel van Junie nie soveel reën nie, maar hierdie laaste deel en omtrent weer op dieselfde gedeeltes. Hierdie is nou millimeters en ons kan sien dat veral die suidwestelike gedeeltes, wat hoofsaaklik die graan en die wynlande insluit, het baie goeie reën gehad. Plek was daar selfs oorstromings gewees. As ons na temperature kyk wat voorgekom het, die week van 22 tot 28 Junie was die koudste week tot op hede. Dis die ekstreem of die laagste minimums wat voorgekom het, en die donkerblou kolle is tussen -5 en -10. En ons kan sien, veral rondom Lesotho, dele van die Suid-Vrystaat, dele van die Oos-Kaap, en baie interessant, ons sien hoofsaaklik die Kalahari, daar in die Noord-Kaap gedeeltes, waar temperature van hier by -6 gemeet is, en natuurlik 'n kolletjie rondom Windhoek, wat hier by -8 gedraai het. As ons kyk wat lê voor vir hierdie volgende tyd, hier is 'n hele paar frontale stelsels wat die land beïnvloed. Hier rondom 3 Julie is 'n swak stelsel wat hier oor die Wes-Kaap nog teenwoordig is, maar daar's 'n moontlikheid van ligte reën hier oor die Oos-Vrystaat, die oostelike dele van Noordwes provinsie en aangrensende dele van Mpumalanga en KwaZulu-Natal. Dit lyk nie na veel reën nie, in die orde van 5 na 10 mm, maar dit kan nogal die stroopproses weer baie vertraag, want dit is nog baie nat in baie gedeeltes. 'n Sterk frontale stelsel begin inbeweeg hier rondom 4 Julie hier oor die land, en ons gaan baie swaar reën van 4 tot omtrent 7 Julie oor die winterreënvalgebied sien. Totale van tussen 50 en 100 mm is moontlik, veral oor die wynlande, Kaapse metropool, redelike swaar reën. Hier rondom 6 Julie skuif hierdie stelsel so 'n bietjie deur, en sien ons weer het groot dele van die Weskus hier van die suide van Namibië, oor die suidelike dele van die Noord-Kaap, Oos-Kaap, waar daar reën kan voorkom, en daar's 'n moontlikheid van sneeu wat oor die Oos-Kaapse berge en later dan ook na Lesotho en die berge van die Wes-Kaap en Noord-Kaap kan ook dalk sneeu kry. Die koudste nagte, koudste periodes wat voorlê, hier rondom 5 Julie, nou die blou gedeeltes is onder vriespunt, kan ons sien die sentrale binneland, sentrale dele van Namibië, redelike lae temperature wat gaan voorkom. En dan lyk dit of die koudste nag hier rondom 7-8 Julie gaan wees, oggend van die 8ste Julie, met temperature wat onder -5 grade Celsius kan daal, oor dele van die Vrystaat, Noord-Kaap, Oos-Kaap, Lesotho. So dit lyk of daar baie lae temperature gaan voorkom.
Op hierdie stadium lyk dit nie of die temperature so laag gaan daal meer na Limpopo toe, waar daar laas jaar in die eerste week van Julie groot skades voorgekom het nie, maar dit kan baie vinnig verander, so ons moet maar baie versigtig wees. So is gelukkig tot op hede, het daar nog nie ryp voorgekom nie. Kyk ons na wat in die FSA gebeur. Die reënval vir Junie 2025 uitgedruk is 'n persentasie van die langtermyn gemiddeld, en kan ons sien die groen-wit gedeeltes is omtrent gemiddeld groen bo gemiddeld, en die bruin gedeeltes kleiner kolle onder gemiddeld. En dit is ook een van die redes hoekom die die mielies in die FSA toestande baie goed is vir hierdie tyd van die jaar. Hierdie is die grafiek die afgelope klomp jare, die verskillende lyne met die rooi lyn wat 2025 tot einde Junie omtrent verteenwoordig. En ons sien dat amper 75, hier by 73% van die mielies word geklassifiseer as goed tot baie goed. En dit is heelwat beter as die vorige klompie jare. So dit lyk asof toestande tans baie goed is. Ons moet egter in ag neem, die styfmeel en die reproduktiewe stadiums begin nou eers. So die volgende 4 tot 6 weke gaan egter baie krities wees. Opsommend, die koudste periode van die jaar tot op hede gaan waarskynlik die eerste 10 dae van Julie wees, en dan redelike swaar reënneerslae vir die suidwestelike dele van die Weskaap, hier van 3 tot omtrent 7 Julie, en FSA mielietoestande lyk tans nog redelik goed, maar die belangrike tyd gaan hier in die volgende 4 tot 6 weke voorkom. So lekker boer en mooi loop. Baie dankie Johan, interessant soos gewoonlik. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Standard Bank en Komdi Graanbemarking. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.